sê dis die een waarna ek uitsien. Grey College, moet ek sê, baie sterk span hierdie jaar. Kes wat my verbaas het in hulle wedstryd teen Oakdale. Al twee spanne met hulle sterkte in die lig na wen. Hulle speel vol selfvertroue op hierdie stadium. Wedstryd wat nou net begin het. Eerste skram van die wedstryd, kom ons kyk. Wat kan die mannetjies maak hier in die eerste skram van die wedstryd? Kes wat die bal invoer, hulle staan hulle man, hulle hou, bal kom uit. Loskakel, Kes, groot spasie. Hulle hardloop mooi lyne. Kes net ongelukkig gevang in die hoek. Besluit om binne toe te kom. Hulle speel binne. Ek sê Grey College op die verdediging. Hulle werk baie hard. Hy moet gespeel word. Kes wat die bal vroeg weg. Hy is dwars deur die gat. Kan net hier uitkom nie. Hy is so 3 meter van sy doellyn. Goed seker, hy lyk bitter goed. Hulle werk, Kes werk bitter hard. Gaan hulle dit maak? Hou by die voorspelers. Man is oor die doellyn. Dit word aangeteken vroeg in die wedstryd teen Grey College. Skitterende begin van die manne van Kes. Wat reeds in die eerste wedstryd met Oakdale afgereken het. En in die eerste 5 minute van keer hulle agter die palle van Grey College. Goeie begin. Manne wat lus is om te speel van Kes sien uit na binnende wedstryd. Dus Connor de Matthias. Grey College wat nou die wedstryd gaan behartig hier, meneer Hanekom. 5 punte teenoor 0, die skop wat nie oor is nie, lyk dit vir my. 21 minute wat verby is. Ons kyk of hulle die bal kan terugkry. Groot uitslag uitgevoer, Grey College wat besig is. Meneer Hanekom, wat dink jy gaan hier gebeur? Connor de Matthias wat uit die bal gaan het veld af sit. Hy sit op daar, lyk ongelukkig op die direk uit het. Bal is direk uit en almal word teruggejaag. Ongedwonge fout daar deur die loskakel van Kes Connor. En ons weer die manne van Grey College vanaf speel hier so. Leon Creer wat wag vir die besluite wat geneem moet word deur die slotte. Bal word skitterend en ongelukkig verloor hy bal vorentoe. En nou gaan die manne van Kes met 'n teenaanval. Hierdie manne lyk lus op te hardloop deur van die afweging. Toegeken aan 'n hoë duikklasse. Manne van Kes, baie gelukkige fees daar voor. Aan die kant van Kes, meneer Hanekom. Die Connor jaag hierdie manne terug. Skitterende werk deur hom. Fout wat begaan is deur Grey om nie daai bal uit te skop nie. En Connor jaag hulle weer terug waar hulle begin het. Bal wat gevoer word deur Leon Creer. Ongelukkig verloor die bal en nou Kes weer.
omgekeerde besit. Goeie aanvalsgeleentheid hier vir die manne van Keys. Word uitgevoer na die loskakel toe en hier is baie spasie buite. Hierdie bal moet hier die ander Spasie. moeilikheid. Dis moeilikheid. Hy besluit om self te gaan. Ongelukkig. Seker daar was 'n hand op daai bal gewees, ek moet sê Kes. Keys wat Sterkte in die hulle lug, hulle wil speel. Bal wat teruggewen word vir Grey College. Keys wat hulle self daar kan skop. Daar was definitiewe 3 daar. Bal moes uit deur die hande gegaan het. Groot druk hier op die loskakeltjie van Grey College. John RW. Maar Keys wat al die speelwerk doen op die oomblik. Groot geleentheid wat daar verlore gaan. So Grey College wat op hulle lyn staan en moet uitsorteer. Verdediging agter. Come on, school! Wat gaan gebeur is heel voor, is agter. Mooi strek hulle, dis goed gedoen. Draai bal op, klop sy man, klop 'n tweede man, klop 'n derde man, hou aan gaan. Hy gaan vorentoe. Come on, school! Dis nie wat so 'n bietjie geïsoleerd is en hulle bal dra. Dis wat met hard werk. Met hulle groot manne, hy hardloop deur. Word net daar gestop in sy spore. Weer aan kom. Skitterende werk hier deur Keys. Hulle doen al die speelwerk, al die verdediging word op die oomblik wat gedoen moet word deur die manne van Keys. Ag, verskoon my, Grey College. En daai man gaan baie hoog op en dis moeilikheid. Gelukkig kry hy te nie op die grond. Hy moet gelos word. Bal word wyd gesprei na die manne en daar's geleentheid aan die buitekant, regterkant. Ongelukkig. Goeie werk daar. Swak paas, maar goeie werk deur die regtervleuel daar van Keys. Hulle is so 20 meter weg van die doellyn af. Vra wat gevra moet word hierso. Goeie vraag. Come on, boys! Stadige bal besit hierso gee Grey College die geleentheid verdedigingslyne reg te kry. Weer hoog op. Skeieregter. Hy blaas vir Hoëdyk daar. Skitterende werk hierso. Van Keys. Besluite wat geneem moet word hier. Kes is 'n baie goeie afgerigde span. Maar Grey College is op die agtervoet. 16 minute reeds verstreke in die eerste helfte. Harde woorde wat agter die pale gesels word met die manne van Grey College. Terughou word man wat afkom met bloed. Is oor 8 punte teenoor 0. College School wat beter goed doen hier. Keys van Johannesburg, Grey College Bloemfontein. Hieraan kom afskop wat nou gaan volg. Ons kyk wat kan Grey oplewer, kan hulle 'n bietjie met bal in hand op die oomblik verdedig hulle die hele tyd. Hy het die bal teruggekry. Opgehou, maar hulle die bal kom los. Bal word losgespat. Grey College speel hard. Hulle beweeg vorentoe. Hier kom. Eerste keer wat hulle aanvalgeleentheid het hier op Grey kant interessant word. Die bal word mooi versprei deur die hande. Daar's baie spasie aan die linkerkant en spoed. Manne binne buite, goeie verdediging deur Keys. Op die 22 meter lyn. Hard gewerk word hier deur die Grey se voorspelers. Nou moet die manne wegrol van Keys. Skeieregter is nie tevrede nie. Hy speel voordeel. Groot druk word hier toegepas word deur die manne. College waar die kantlyn opsoek. Sering van Kes wat nou terugkom op die veld. Lyn staan aan die kant van Grey College. 8 punte teenoor 0.
Van Grey punte aanteken. Hulle is in die kwartgebied van Kes. Hoort uit te gaan. Hier werk hy. Hier werk hy. Kan die dryfmaal beweging vorentoe gaan. Daar werk hy. Hy werk. Al hoe meer vorentoe. Hy werk vorentoe. Kom eens kyk wat gebeur. Hy gaan vorentoe. Voordeel word gespeel aan die kant van Grey. Dan nou in die skramskakel intrek daar. Dit is nie so dissipline wat sal moet hou. Grey College moet al ingaan. Die hoofwedstryd vanaand is die Hoër Jongensskool Parel teen Waterkloof van Pretoria. Daar kom die 3. Skeieregter moes dit tog gesien het. 100% Grey College op die bord. 'n Mooi dryfmaal beweging. 5 punte teenoor die van 8 en die skop wat vol. 12 minute is reeds verstreke in die eerste helfte. Meneer Hanekom pragtige 3 daar gedruk deur Grey College. Deur 'n dryfmaal beweging op te sit en punte aan te teken vir hulle span. Ja, dit wys hoe gevaarlik hierdie manne van Grey is. Eerste geleentheid in die 22 van Kes. Die punte word toegeken aan hulle goeie rolmaalbeweging. En die silent assassin van Grey College druk hulle eerste 3. Telling skuif oor na 8-5 toe. Skop wat nog behartig moet word. Lyk soos RW, John RW. Ongelukkig word daai skop nie verdoen nie. Telling is 8-5. Daar's 12 minute se speeltyd oor. Meneer Hanekom effens van 'n briesie in die lug. Kan dit dalk spel beïnvloed, veral skoppe van Kes en van Grey College. Afskop wat volg. My woorde was nog nie eers koud nie. Seker die wind wat 'n invloed het. Grey College het hard gesels. Ons kyk wat hier gebeur aan die kant van Grey College. Hard gesels. Die verdediging ging tot dusver aan die kant van Kes. Grey College met heel wat bal in hand. Net so gevaarlik lyk. Skeieregter sê iets is fout. Staak te veel beweging in die skram. Ons kyk wat gebeur hierso. Goeie geleentheid hier vir Grey College. Teens Fourie wat hierdie bal gaan voer in die skram. Skitterende werk daar, so lyk soos die agste man wat hier gaan losbreek aan die groot kant toe na Jaden Fourie. Skitterende werk hierdie buitesenter van Grey College van Louis Laipot Laerskool. Skitterende werk van hierdie jong man. Skitterende verdediging hier van die manne van kyk hoe strafskop word toegeken aan hulle vir gevaarlike spel. Skeieregter sê nee, sorry, skeieregter sê manne wat nie wegrol nie. Maar daar is 'n groot tackle. Manne van Grey College. Strafskop kry en John RW jaag hulle terug in hulle eie 22 op die 22 meters van Kes. Definitief kyk, hier gaan 'n rombal beweging kom van Grey College. Gelukkig word sy springe nie gevind nie. Sien hier aan kom lyn staan wat sukkel aan die kant van Grey. Kes wat die bal het, hier's 'n gaping. Die skeieregter is deel van die wedstryd. Skitterende tydslag daarso. Dis wat warm hier by Kes. Pragtige skop, jy identifiseer die spasie. Hier spoed.
En met die kykies, baie spoed deur hierdie manne van Grey College. Skitterend aangee. Gee weg. Daar's baie spasie, hierdie man gaan moet werk binne toe. Skitterend werk. Skoppie op sy voet sit. Kees manne wat hard werk daar, dadelik word hulle gestraf vir skoonmaak. Kees waar die bal terugkry. En dit vir my so gelyk asof die arme manne van Kees 16 spelers daar speel. Skynsregter wat eie aarde uitgehardloop word meneer van Asweging. Ek moet sê is of deel van die pakkie of jy moet uit die pad uitkom. Hoe sal jy sê? Nee, dis 100%. Ek weer die seun sê lees daar boomva. Manne van Kees wat goeie geleentheid nou ook het. Retile wat hierdie bal gaan invoer in die lyn staan. Daar word bietjie te mekaar speel daar meneer van Asweging. Goeie sacking daar aan Grey se kant. Heel verder gespel. Refkin sy reel daar. Makens op die aanval. Hulle is so bietjie platvoet. Skoppie aan hierdie kant. Goed. Hy gaan nou hardloop. Goed gevang daar deur die manne van, maar daai tackler het nie gelos daar nie. Skeieregter laat hulle aanhou speel. Manne wat terugskuif. Baie druk, maar goed geskop daar deur RW. Ek sê Kees het baie druk op Grey College. Goeie geleentheid hier vir die manne van Kees. Goeie verdediging ook deur Grey College, maar Kees wil hierdie bal vinnig uithaal en dit word goed gedoen. Die tempo is daar. Goeie verdediging weer eens. Kees moet 'n goeie fase besit hier, so bring op na hulle voorspelers toe wat hard werk. Goeie verdediging. Kees wat bitter vanaf speel op die oomblik en dit word aan Connor toegestuur. Connor sien gaping daar. Die gaping daar, ek moet sê dit is hier los. Connor wat weer eens sy hand opsteek daar so speel skitterende wedstryd. Maar sy naam dop. Ja. Stadige balbesit hierdie keer, gee tyd vir die manne. Hier word daar, hulle het manne aan die buitekant. Trap hy binne toe. En weer binne toe. Hy beweeg. Hy is 5 meter buite die lyn. Hy is so 5 meter buite die doelgebied. Groot manne wat opsit. Hy word teruggeduik. Ek moet sê Grey se verdediging wat hou. Nou word daar Grey College keer. Kyk mooi na die balbesit die manne van Kees. Daar gaan daai regtervleuel weer en hy trap weer binne toe. Goeie verdediging weer eens. Kees wat bitter vanaf speel op die oomblik en vra verskriklik baie vrae nie, maar teen die manne van Grey College. Kees se voorspelers. Ek moet sê hulle hou mooi aan die bal besit vas. En daar wen Grey College daai bal. Bal wat vasgehou word. Skitterende werk van beide spanne. Kees wat verskriklike goeie rappie speel. Ja, dan kom maar ek moet ook sê Grey College wat mooi die druk absorbeer en dan kom die strafskot. Grey College baie goed daar gedoen. Grey College waar die lyn staan behartig. Groot uitslag uitgevoer, maar die bus is vol aan Grey se kant. Interessant. Die wedstryd word aangeblaas, geen voordeel. Skynsregter sê vorentoe aangegee word. Skram word toegeken aan die manne van Grey College. Ons kyk wat gebeur hier. Sorus sê, skram my kant af van Grey College. Come on, boys! Kees wat definitief 'n Barca speel hier so. Grey College, die meeste van hierdie wedstryd op die verdediging is. En baie trots is op hulle self vir die halftyd is en hulle sit 8-5 agter. Hier is 'n goeie geleentheid. Meneer Annekom as jy na die agterlyn kyk. Hulle gaan hardloop met die bal. Hulle gaan hom dalk nie skop nie. Kom ons kyk. Ja nee. Daar is die spasie. Daar's die gaping. Kry die bal aan die spoed. Dan is op. So stuk skoppietjie. Hy gaan hom moet duik. Hy's in die moeilikheid. Skitterende werk also. Hy sit hom uit op die 5 meter lyn, maar goeie aanvalsgeleentheid daar weer van Grey College en hulle wys net hoe gevaarlik is hulle met bal in die hand. Sê Grey College. Goeie besluit vir hulle.
Hulle sal nou moet seker maak Die kontinuïteit aan die dag moet handhaaf. Grey College gaan vorentoe. Hier sal Kes moet keer. hulle sal moet keer skitterende rommelbeweging. Dit moet punte wees. Hy Daar val trek oor. hulle die punte aan. Skitterende werk daar by Grey College. Tweede keer in die 22 van Case. Tweede keer waar daar 3 gedruk word. Come on! King Edward! Skitterende skop daar van John RW. Hy verdoel daai 3 en Talent skuif oor na 12 punte teenoor 8 vir die guns van Grey. 2,5 minute se speeltyd voor. Oor in hierdie eerste helfte 11 punte teenoor 8. Iets wat afskop pragtig. Nee, daar in niemand se land. Hulle wen die bal terug. Dalk al vorentoe aangee. Ongelukkig wel vorentoe. Dit is gesien hoe gevaarlik is hierdie manne van Grey van vaste fasette af. Nou weer 'n skram hierso vir 3 meter binne hulle eie doel, halfgebied. Centers wat opspraak. Besluite wat gemaak moet word. Hierdie kan baie gevaarlik wees. Vir die manne van Case, hierdie agterlyn wat live kommentaar met die bal van groot skram deur beide spanne. Skitterend om te sien hoe mooi hierdie twee pakke mekaar komplementeer. Skitterend Jaden. Jaden wat ongelukkig die bal vorentoe verloor. Voordeel word gespeel aan die manne van Case. Hulle sal wel vinnig speel hierso om die manne om kant te vang hierso. En daar's spasie aan die buitekant hierso regtervleuel binne buite en hy gaan. Goeie dekverdediging daar vir die manne van Grey. Case wil hierdie bal so vinnig as moontlik weer uitkry en hulle doen so. Voorspelers wat die bal opvat. Skitterend ongelukkig verloor hy hom vorentoe. Meneer van Asweging hierdie manne van Case is gevaarlik met bal in die hand. Ek moet sê, hulle speel ongelooflike tempo. Van 'n paar moe lywe wees na hierdie wedstryd. Maar ek moet sê, die twee pakke wat mekaar opneem, niemand gun mekaar iets nie. Sterk skram aan die kant van Kes. Grey College wat net so goed doen. 20 sekondes oor in die eerste helfte, 11 punte teenoor die 8. 12 punte teenoor 8. Manne van Grey wat weer 'n vaste fasette het, gaan hulle om harte verseker gaan hulle hierdie bal binne buite. Daai twee senters wag vir hom. Skitterende verdediging daarso. Man van Case wat daar oorval. RW wat baie spasie sien na agter en ja, gaan manne van Case terug. Skitterende skop. Skeieregter kon 'n bietjie voordeel daar gee, het amper gelyk op waar 50-24 gewees. Meneer van Asweg. Jy is heeltemal reg. Dit sou 'n 50-22 gewees het. Maar Kes die manne aan die kant, hulle is onkant gewees. Maar nietemin van die laaste beweging seker hier van die eerste helfte wees met 'n lyn staan aan die kant van Grey College. 12 punte teenoor 8. Hier in die eerste helfte. Bal word gewen. Hulle gaan 'n dryfmaal beweging aansit. Kes sal die druk moet absorbeer. Skitterende werk hier van Grey College en hulle loop 5 meter skynsregter. Lyk so of hy 'n handjie by sê hy's tevrede met die bal. Bal wat opgevat word hier deur die senters, goeie verdediging deur Kes. Man wat daar oorval. Skynsregter sê hy het oorval. Hier's moeilike. Strafskop wat toegeken word aan die manne van Case. Wat kan oorleef wanneer aan kom? Ja, hulle is verskriklik op die bal op die grond. Vra baie vrae aan die man teenoor die manne van
Connor wat besluit hy gaan uitskop. Hy sit hom uit net so buite die 22 van Grey College. Laaste beweging vir Kes. Groot vraag hier so. Tyd is verstreke, eerste helfte. Pragtig gedoen. Al wat verloor word aan die kant van Grey. En hulle gaan hom hardloop, hier's baie spasie. Nie hulle spasie gee nie. College wat nou gaan speel. Daar's baie spasie daar buite die baan gaan hierdie aan. Jaden, Daar gaan hy. hier's baie spasie. Jaden verloor die baan hier. Skeieregter is gelukkig. Trek sy ore plat. Gaan daai man gesluit word vir deur dit. Maak dit pragtig. Skitterende 3 dae van die man op 'n Grey. Van Grey College. Dit gebeur as jy foute maak hierso. Beide van die spanne is gevaarlik met Ongelooflik. omgekeerde besit. En Grey College gaan kuier daar aan die linkerkantste hoekie. Die telling skuif na 17-8 toe. Tyd is 'n streek in die eerste helfte, net 'n skop om te gaan. Skop wat behartig geword het. John RW. Hy het verstreke hier in die eerste helfte. Ons kyk na die skop. Dis 'n skitterskop en hy skuif die telling na 19-8 toe. Halftyd hier op Koenetnagel Brugstraat. Telling is 19-8 vir Grey. Sien uit na die tweede helfte.
gaan begin aan die kant van Gray. Hulle speel so effens teen die wind. Hy travel nie die 10 nie. Geleentheid vir Kes. Middel van die veld te skram te hê. Ek moet sê tot dusver het hulle voorspelers gemaak. Dis waar die bal kan invoer hier in hierdie skram. Dis waar die bal invoer. Wat ongelukkig balbesit verloor in daai skram. Gray wat die kantlyn opsoek. Die kantlyn vind op die 22. Ek glo hulle sal die dryfmaal beweging aansit. Hulle voorspelers het tot dusver hulle goed van hulle taak gekwyt. Op die aanval tot dusver. Losmaal beweging wat begin. Kes wat weet hulle hoe dit verdedig. Kom ons kyk wat pragtig gewerk aan die kant van Kes. Gewerk aan die kant van Kes. Hulle sal hierdie bal wil uitskop. Hulle 22. Come on, Connor! Let's go, boys! Kes wat die bal gaan invoer in die skram. Gray met 'n reuse skram. Skeieregter manne by mekaar roep. Is nog steeds aan die kant van Kes. Manne wat hard gesels. Ons kyk wat gebeur hier. Spel wat so effens traag is, stadig gemaak word van die skram. Bal wat uitkom. Manne wat hard werk. Gray wat gaan moet keer. Goeie skop, bal moet net nie direk gaan nie. Kry die bal terug daar in daai beweging. Kes se sterkte is in die lug. Gray College wat bal besit behou. Kes op die aanval, verloor die bal in die kontak, aangeslaan vorentoe. Was daar voordeel gegee. Dit is wragtig weer Kes wat bal besit behou. Afrigters wat hard gesels. Vindende skare wat hier op Brugstraat is vandag. Groot wedstryde wat gaan plaas van die HJS teen Waterkloof. Kes wat die bal gaan invoer hier in hierdie skram. Net so dis kan nie half. Gray College wat hulle goed van hulle taak kwyt. Bal word gestuur. Moeilike paas wat gegee word. Tackle wat gemaak word. Man moet diep staan. Effens van 'n plat skop. Man is daar, hy gaan die bal aanvat. Hy speel die man aan die binnekant. Gray College werk hard. Kom ons kyk wat gebeur hierso. Word het gespeel, hier word het gespeel. Man wat hard dra. Stal twee manne aan die buitekant oop gewees, maar het besluit om te dra. Dis die groot slot flank van Gray wat die bal opdra, wen meters.
Grey College stuur die bal so uit die kant uit. Dis die hakker wat dwars deurbreek. Hy behoort dit te maak. So 3 metertjies net so, dis kan die doellyn. Hy gaan omklim. Skramskakel wat skoor. Dis wragtig punte. Skeieregter wat sê ver beter lyk dit vir hom. Grey College wat punte aanteken, ek moet sê Kes op die oomblik op die agtervoet. Skop wat volg hier aan die kant van Grey, dis 'n pragtige skoppie. Net so aan hier regterkant verby lyk dit vir my. 24 punte teenoor 8. Grey College wat reserves opbring, vars bene op die veld. Dis wat die afskop gaan behartig. 18 minute se speeltyd oor in die tweede helfte, 24-8 aan die kant van Grey. Mooi skop kry spasie, Grey wat bietjie trap aan die binnekant, buitekant toe. Hardloop Boreman. Kom van die kant af in. Swak besluitneming aan die kant van Kes. As jy my vra, gelukkig het hulle die skeieregter aan hulle kant. Grey College wat ongelukkig nie 10 meter teruggeval het nie. Kes wat kan aanval. Skeieregter betrokke in hierdie wedstryd. Hy skop balle. Hy was ook in 'n rak betrokke gewees. Dit is lekker as jy sien as die manne betrokke raak by die spel. Dames en here, kyk net die mooi sonsak in die wolke hier. Die pink lig in die Parelberg hier agter ons, is ongelooflik. Kes met 'n goeie lyn staan, het net die lyn staan kan wen nie, maar as die agterman waar die bal in kontak verloor, voordeel word gegee aan die kant van Grey. Hulle gaan die bal so 'n bietjie hardloop. Skop aan die kant van Grey wat verligting bring. Moet sê Kes wat op die oomblik baie foute maak, veral as hulle naby die doelgebied is van Grey College. Manne wat moet hard werk. Kes se lyn staan ingooi. Kan hy hulle behoort om te kry, speel bitter mooi. Daai man is dwars deur. Hy klop sy manne. Kes wat moet werk, hulle wil graag punte aanteken. Hulle het agter geraak in hierdie tweede helfte. Geïsoleer daar in die kontak, man wat grond toe gaan. As die 9 speel die binne senter op 'n pragtige lyn. Speel die manne hier, daar's genoeg spasie, kan hy die bal wyd vat. Hy trap binne, kry die aangee, ongelooflike aangee. So 2 meter, 3 meter net so buite die. Dis punte. Moet sê Kes wat teen groot tempo speel. Hier teen Grey. 13 punte teenoor die 24 van Grey, 15 minute. Die speeltyd oor in die tweede helfte. Die skop wat volg van die loskakel Connor Vermithis.
Kees se sterkte is in die lig. Meneer Hanekom is terug saam met my hier in die kommentatorsboks. Meneer Hanekom, ongelooflike stukkie spel gemis, 15 punte vir Kees, 24 vir Grey, 14 minute speeltyd oor, afskop wat lekker diep is en hy hang. Kameraman wat my hierdie pad uitstoot, ek is opgewonde. Probleem wat nou uitsorteer is deur ons tegniese manne. Weer eens dankie vir hulle hulp. Kees wat 'n strafskop het hierso binne hulle eie halfgebied. Wat gaan hulle doen? Nee, hulle besluit hulle gaan kantlyn toe. Skitterende skop daar deur die nommer 10 van Kees. Net so binnekant die 22 van Grey College. Groot aanvalsgeleentheid meneer van Aswegen. Ek moet sê Kees op die oomblik hier in die tweede helfte doen bitter goed. Regter wat bietjie roep, waar kom reserves nou op? Net tel Grey 15 man op die veld is. Lyk amper of hulle bietjie meer is. 4 man langs staan met 'n dryf. Kom ons kyk of dit kan gebeur vir hulle. Hulle gaan agter gooi, bitter gooi. Baie goeie gooi. Dan wat so effens gly, maar hy kom mooi reg. Voete bly hy werk, skeieregter sê speel aan. Bal wat uitkom, Grey op die verdediging, hulle gaan die druk absorbeer. Klop sy man aan die binnekant. Opsie is korrek. Skoppie, gaan hy plaasvind. Dis 'n steekskoppie meneer Hanekom. Grey wat die bal dooddruk, 22. Groot vraag daar wat was dit nodig? Hierdie loskakeltjie van Grey jaag vir hulle terug tot op 'n halflyn uit. Nou gaan die manne van Kees hier op 'n aanval. Binne buite daar lyk soos die twee hakker, maar hy is 'n bietjie geïsoleer. Skeieregter speel voordeel aan die manne van Kees. Spelers wat nie wil wegrol nie. Bal wat wyd versprei word hierso binnekant toe vir die linkervleuel. Binne buite goeie verdediging, lyk soos die flank daar van Grey College wat 'n mint in 'n wedstryd het sover. Kees wat hard slaan daar aan die binnekant. Groot voorspelers wat daar so is. Kom hulle gaan hom wyd versprei. Hierso is 'n bietjie spasie hierso. Goeie verdediging aan die manne van Grey College. En daar word nog steeds voordeel gespeel aan die manne van Kees. Voorspelers werk hard. Lyk soos 'n groot Petervat daarso van die manne. Hier is 'n spasie hierso. Bal gaan hy af. Hier aan kom. Groot Pragtig. Goed wees. Goeie 3 daar deur die manne van Kees. En nou die skare wat saamgesels, die visie is net so opgewonde. toeskouers wat hier amper op die veld is. Hier's groot opgewondenheid hierso op Koenenagel Brugstraat. Kees wat punte aanteken. Tanning skuif na 2024. Nog so 11 minute speeltyd oor. Vrae word nog steeds gevra aan beide kante van die wedstryd. Uitmuntende wedstryd hierso Koenenagel Brugstraat. Skitterende skop daar. Dit sit oor 22-24. Ongelooflik. Ek sê 10 minute speeltyd oor Grey College. Nou wat dan nie moeilikheid. Groot diep afskop daarso vir die manne van Grey College.
Loskakkeltjie van Kees Jaag van die Skop veld aan af. sy kant, dis agter die man. Moeilikheid oor, lyk die hoofvlak af. Word. Goeie uitslag hier so van die manne van Kees. Dan in 22-24. Word 22-24, 9 minute is 'n speeltyd oor hier in die tweede helfte. Ek moet sê die 4-manlyn staan van Kees is wat werk op hierdie huidige oomblik meneer Anna kom. Agterbal wat gewen word. Hulle gaan hom speel. Manne aan die binnekant, manne aan die buitekant. Lyk of hulle gaan nou uit hulle nommers. Aanpas, kort pas. Spoed, hy moet gee. Hy trap aan die binnekant deur. Dis net die regte keuse, maar verloor die bal in kontak. So, hierdie man los as hy op die grond is. 100% korrek. vra wat gevra word daar. Skitterende verdediging, maar Kees hardloop links daar reg, daar's baie spasie. Hulle lyk so asof hulle heel toe die manne van Grey op die buiteskouer om kan vang daar. Kan ons dalk sien dat Kees 'n dryfmal beweging hier in die 22 van Grey gaan op sit meneer van 'n kom. Kees wat die bal uitgooi hierso 6 meter van Grey College gaan begin met 'n rommelbeweging. Dis Partie, dis putte word gedoen. Daar word putte teken weer Kees en hulle Skare som skitterende wedstryd hier. Word hard gepraat daar agter die palle van die manne van Grey. Vra word gevra word hierso oor hulle verdediging. Lyk of hulle laaste 10 minute 'n bietjie afgesluit het. Geweldige druk op Grey College en Kees vat voorloop daarso. Duiling 27-24 met 'n skop om te gaan. Ongelukkig word hy nie verdoem nie en die telling 27-24. 24, 7 minute is speeltyd oor hier in die tweede helfte. Meneer Anna kom. Toelaat dat die bal gebons word. Meneer Anna kom. Hier is moeilikheid. Agtervoet. Kees op agtervoet speel teen die wind. College sal het wel reg maak. Pragtige aand in die Parel. En dan aan die regterkant toe, ek moet sê, die baie paas is aan. Gelukkig. Vorentoe gaan en dan nou uit. Diese vaardighede wat bietjie onder druk getoets word daar in die verdediging. Goeie geleentheid hier vir die manne van Grey College. Besluite wat gemaak moet word. Hulle besluit op die skram. Goeie aanvalsgeleentheid. Ons het die eerste helfte gesien hoe gevaarlik is hierdie agterspelers van 'n skram af. Beide daai twee senters van Grey College gevaarlik. Reeds genoem van Jaden Fourie. Skram aan die kant van Grey wat behartig word. Skeieregter wat die manne daar roep. Sê manne, ons raak stabiel. Skram nie voor die bal in sy liggaam is aan die kant van die passkop en die losskop. Die bal gaan aanvoer. Grey staan op 'n goeie posisie om aan te val. Staan mooi in 'n lyn om te verdedig. Jaden Elks vra om verskoning en Daniel Linde daar op die senterpaar. Bal word uitgevoer. Hulle daar's 'n gaping daar, 'n groot gaping wat oop wat hier Hier kom hier. hy man trek sy ore plat. En 3 word toegeken. Lynregter is gelukkig. 3 word gedruk. Teiling skuif voor na 29-27 toe. Unbelievable. Gevaarlike vaste fasette van die manne van Grey af.
Binne buite deur die linker vleuel. Christoph Oukamp en hy gaan kuier in die hoekie. Lynregter is gelukkig. Johan RW het 'n moeilike skop hier van die kant af, maar hy het definitief sy skopskoene gebring vandag. Skitterende skop hierso van John RW en die talent skuif oor na 31 27. Korrek meneer Hannekom, 31 punte teenoor 27 minute gesproken voor in die tweede helfte. College strap binne, toe buite, hy soek 'n gat, hy gaan skuif. Goeie werk Ossel. Goeie werk deur daai man gewees. Skynsregter wat sê los. In die losgemaal. Hy was gevorm. Come on, boys! Sterk in die lig, hulle is nog nie uit hierdie wedstryd uit nie. Grey College mooi teruggekom, mooi geveg van die druk. Come on, Connor! Let's go! 3 minute se speltyd oortelling 31-27. Meneer Hannekom, die groot hoofwedstryd is die hoër jongensskool Parel teen Waterkloof. Goeie rolmal beweging daar. Hulle is nog nie klaar gespeel nie. Goeie verdediging daar deur die manne van K. Van 'n balbesit wat uitkom en hierdie manne gaan uitspeel by die backline wat verskriklik gevaarlik is. Word wyd versprei. Ongelukkig verloor. Skeieregter sê dis agtertoe. Man wat daar oorval. Skeieregter stem saam. Manne van Kees wat oorval daar. Skeieregter 100% korrek by daai beslissing. En hier is moeilikheid. Ons weet hoe gevaarlik hierdie rommelbeweging gaan wees van Grey College, maar eerste ding eerste, hulle moet eerste die bal besit wen. Come on, Jamie! Grey College moet sê hulle reserves opgekom. What's going on? Vroeg. Hoe die spasie in die lyn staan respekteer. Hulle gaan hy herroep op in die middel. Voordeel word gespeel daarso. Skynsregter speel voordeel, lyk die korrekte besluit. Bal word uitgestuur daar na die vleuel toe. Man wat daar kloop. Harde werk daarso. Om 'n minuut en 20 sekondes se speeltyd oor in die tweede helfte. 31 punte teenoor 27 strafskop aan die kant af van Grey College. Hulle gaan follow. Hulle gaan die lyn opsoek. Ja, so 'n minuut se speltyd oor hierso. Hierdie is 'n baie gevaarlike rommelbeweging wat hier gaan plaasvind. Voel ek. En dan gaan die rommelbeweging baie gevaarlike spel wat hulle al die hele dag het. Kees probeer hard. Goeie verdediging, maar die bal word binne gehou word. Skynsregter is gelukkig, die bal lyk of hy goeie verdediging deur Kees. Skramskakel wat speel, dis die 10. O, gevaarlike duiksig. Skynsregter, handjies uit. Hoogvat hierso. Goeie verdediging deur die manne van Kees. Bal word weer buite toe gespeel na die slot toe. Daarso wat skitterende werk van Grey College Kees. Hierdie dambal wil nie breek nie. Skitterende werk deur Kees. Grey College speel hom weer na die voorspelers toe wat uitmuntige wedstryde gehad het. Beide spanne se Skynsregter is gelukkig met daai, maar jaag hulle terug vir die hoë duikslag.
Tyd is verstreke. Tyd is verstreke. 30 punte teenoor die 27, meneer Hannekom. Opsies hier vir Grey. Keuses om te maak. Hulle besluit om die pale op te soek. Tot hier toe en nie verder nie. Ons steek in die punte aan. Ons omstreke. Hulle besluit veilige opsie so. Hulle is voor. Meneer van Assen, wat 'n wedstryd. Skouspel rugby by onder 15 manne hier by Frans Malherbe fees. Wat 'n goeie wedstryd. Ons span het verseker opgelewer hier by die Frans Malherbe rugby fees 2025. Fees met die grootste gees. Skop die bal mis. Wedstryd is omstreek 31 punte teenoor 27.